Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n maandagooggend 5:30 waar ons so lekker die Bybel saam lees. U kan gerus u Bybel byderhand kry. Ons begin vandag in Matteus 12. Ons gaan so deurlees tot waar ons kom. En u is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie waar u soveel bemoediging kry. Ek dink u kan met my saamstem. Die afgelope tyd, hoeveel bemoediging, aanmoediging, lering, onderrigting, vermaning en alles uit die woord van die Here, dat ons pad kan stap in die Here, dat ons kan volhard tot die einde toe, dat ons alles kan aflê en kan verstaan, Here, waarmee ons sukkel, moet ons uitsorteer, ons kan 'n verhouding met u hê, en so kry ons krag om alles uit te sorteer. Nou, geniet dit volgens saam met ons hierdie program op 'n maandagooggend hier op Facebook, op die Dak, die Dak page, hier op die Facebook. Ek net gaan my klank hier afsit, anders gaan ons na die hele tyd hier pla. Dis hy, loof die Here. Dankie vir almal wat ingeskakel is sover. Share die boodskap daar na jou tydlyn toe, ook daar na jou status toe, dat almal kan deel wees van hierdie heerlikheid so saam uit die woord uit. Ek dink dit is net so lekker om die woord saam met mekaar te kan deurgaan, mekaar so te kan leer, en ook sommer so uit die comments, is daar soveel wysheid en insig, dis baie keer so lekker om dit te lees, loof die Here. Nou, voor ons voortgaan met ons skriflesing vanoggend, gaan ons net eers lekker saam bid. Koos Delport verjaar vandag, ons gaan ook vir hom bid vandag, dat die Here hom seën, deurdra, versterk, krag gee. Papa, gaan jy sommer vir ons dalk so op jou mikrofoontjie bid op 'n stadium? Yes. As ek klaar gebid het, is net lekker dat die manne vir die manne bid. Vader, ons sê vanoggend vir u so baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid, u liefde. Here, u is so getrou, u is so regverdig, u is so barmhartig. Vader, u gedagte oor die mens is net om hom te red, om te verlos uit die mag van die duiwel uit, om hemel toe te kan gaan, om 'n erfenis in die hemel te kan hê. Vader, dit is u goeie gedagte oor die mens, Vader. En ek dank u vanoggend en ek loof u dat u dit kom doen het deur u seun Jesus Christus, dat u ons kom help het, dat u ons kom losmaak het deur u seun, Vader. Dankie dat daar versoening met u kon wees. Here, die mens was vir hoe lank
verwyderd van U gewees. Vader, die gees van U kon nie in die mens wees nie, omdat die Here Jesus Christus nog nie gekom het om versoening te bring nie. Ons moes vergifnis kry van ons sonde om versoening te kry met U, om die duiwel werklik te kan oorwin, Vader, en so kan ons ook die duiwel in ons lewe oorwin, deur vergifnis, Vader, om Here onsself te vergewe en ook ander te vergewe, Vader. Baie, baie dankie daarvoor. Ons loof U net vanoggend en ons prys U vir U krag, U heerlikheid, U majesteit in ons lewe. Here, U is net so groot en wonderbaar. My woorde wil U net vanoggend lof besing. My hart wil U vanoggend lof besing. My hart wil U net groot maak vanoggend vir U goedertierenheid en krag en heerlikheid. Baie, baie, baie dankie vir alles. Vader, ek wil ook bid dat U my vanoggend sal help met die skrif wat ons lees, so lekker saam as liggaam in U, Vader, dat ons gestig en opgebou kan word en toegerus vir ons dag wat voor lê, Vader, en vir ons werk wat ons moet doen op hierdie aarde, om reg te verstaan, om standvastig te wees, onbeweeglik te wees. Vader, as mens die vervulling so verstaan, en dan raak my so standvastig, niks, Here, waai mens mee enige kant toe nie. En ek dank en ek loof en ek prys U daarvoor in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Ja, maar so Vader, ons net volgens vir Jakobus Delport bid vir Koos, Vader. Here, my God, U is die God van hemel en aarde, wat die hart ken, wat die innerlike van die mens ken, hom sien. U ken sy begeerte, U ken sy uitroepe, U ken sy stille woorde, Vader, en ons wil vanoggend bid vir Koos, Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, terwyl dit sy verjaarsdag vandag is, Vader. Here, op aarde is dit 'n dag wat ons dink aan ons verlede, ons dink aan die jaar wat verby is, ons dink aan ons leeftyd wat soos 'n oogwink verby geskied het, Vader. En ons wil bid, Here, dat U hom ryklik sal seën in die krag en in die heerlikheid en in die majesteit van U, Vader, terwyl hy so groot ywer het vir U woord, vir die krag en vir die heerlikheid van U, Vader. Wil ons bid dat U hom geestelik sal staande hou, om tydelik, Vader, wysheid sal gee in dit wat hy moet doen. Here, die uitdagings wat hy elke dag in die gesig staar, en hulle tydelike sake, hierdie spesifieke saak wat voor U aangesig is, wil ons vra, Here, dat U asseblief ook daar sal ingryp, en dat die krag en die heerlikheid en die majesteit van U ook in elke saak van hulle geopenbaar sal word. Hy is 'n kind van U, Vader, sy vrou is 'n kind van U, en ons wil bid, Here, dat U hulle sal lei, sal rigting gee, sal leiding gee, sal wysheid sal gee, sal guns sal gee, in hierdie wêreld ook, dat hulle sake uitgesorteer kan word. Ons loof en ons dank en ons prys U in Jesus se naam. Amen. Amen. Ag, dankie my lief. Kom, ons gaan oor hier na ons skriflesing toe vanoggend, Matteus 12 vanaf vers 1, wat ons so lekker gaan saamlees. Ons het nou geluister na die geknakte riet wat ons nou gaan lees, maar ons begin hierso by die Sabbat. En my man het so 'n mooi lied geskryf oor die Sabbat, die Heer van die Sabbat. En Jesus is groter as die Sabbat. So ek dink ons gaan dit eers luister, en dan kan dit ons harte so 'n bietjie oopmaak vir die skrif wat ons verder gaan lees. So geniet dit lekker saam met ons, die lied wat ons nou gaan speel. Sy skaap val in die sloot, hy gryp hom en haal dit uit op die Sabbat. Jesus meer as die Sabbat, Here van die Sabbat, dit is vervul. Heer van die rus, gaan sy rus in, ontvang hom in jou hart. Doen altyd goed, ook op die Sabbat, die mens meer werd as 'n skaap. Steek uit jou hand, gesond, soos die ander een. Jesus meer as die Sabbat, Heer van die Sabbat, dit is vervul. Heer van die rus, gaan sy rus in, ontvang hom in jou hart. David eet die brood, onskuldig voor God. Priesters ontheilig die Sabbat, onskuldig voor God. Veroordeel die disippels nie, God se deernis, nie offers sonder genade.
Jesus meer as die Sabbat, Here van die Sabbat, dit is vervul. Here van die rus, gaan sy rus in, ontvang hom in jou hart. Jesus meer as die Sabbat, Here van die Sabbat, dit is vervul. Here van die rus, gaan sy rus in, ontvang hom in jou hart. Wow, is dit nie amazing nie? Nou kom ons lees lekker saam, dan kan ons ook die lied so mooi verstaan. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop, en sy disippels het honger geword en are gepluk en geëet. Maar toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie? Ek is so jammer. Gedoen het nie toe hy en die wat saam met hom was, honger gehad het. Toe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig het nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel, is hier. Oei, jene, die stemmetjie van my, van Trenton story. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Want die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Nou, ons het gister eintlik so mooi gesels, het staan nie so mooi met ons gesels oor Dawid wat die toonbrode geëet het en die rus wat ons moet ingaan. En hier sien ons dit so mooi vanoggend in hierdie skrif in Matteus 12, die hele gedeelte hier. Want Jesus Christus het gekom dat ons rus in hom kan hê. Dit is ons Sabbat. Dit is die vervulling van die Sabbat. En toe ek nou die skrifte so lees in die Ou Testament van die Sabbat, toe besef ek, dit was nog 'n geweldige, ernstige, dankie my liefie ding. Dit was nog 'n geweldige saak gewees in die Ou Testamentiese wet oor die Sabbat, want ek besef, die mense wou niks eintlik met die Here te doen gehad het nie. En die Sabbat het hulle herinner, die Sabbatdag wat hulle moes onderhou, het hulle ten minste herinner, hulle moet hulle verootmoedig voor die Here. Hulle moet die Here op daai dag ten minste dien. Die res van die 6 dae is hulle besig met allerhande goed, en op daai 7de dag, die dag van die Sabbat, die rus, moes hulle ten minste aan die Here dink en hom dien. Dis eintlik verskriklik hoe die mens is, nee. So God het eintlik net hulle gedagte weer teruggekry by hom. En dit was nogal ernstige sake wat geskryf was in die Ou Testament oor die Sabbatswet. Nou te besef ek dat wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, hy is die Heer van die Sabbat. En hy is groter as die Sabbat, want hy is nou ons rus wanneer ons hom aanneem in ons harte. Dan ontvang ons hierdie Sabbatsrus. En daai Sabbatsrus moet nou 24 uur 'n dag, 24/7 deel wees van jou lewe. Jy het nie nou net meer 'n dag wat jy moet afstaan in die Here nie. Jou hele lewe moet jy nou afstaan aan die Here. En dit is daai rus wat ons dan vind, wanneer jy getrou is, in jou binnekamer, met dit wat jy moet doen, in die evangelie, en al hierdie dinge, dan is jy in daai rus, jy is vervuld, jy het vrede in jou hart, en wat veroorsaak ook hierdie onrus in ons harte? Dit is sonde, en die mens was in sonde vasgevang nog sy hele lewe, en dit is hoekom ons by die Here Jesus Christus moes uitkom om hom aan te neem, sodat God vir ons die wedergeboorte kan skenk, en die Gees vir ons kan gee, sodat ons daai rus kan ingaan, en ons moet dit behou. Nou, ons as kinders van die Here is maar net so dat ons baie keer terugkeer met ons rug na die wêreld toe. Ons keer terug na Egipte toe, daar waar God ons kom uithaal het. Hy het ons uit die wêreld kom uithaal, hy het ons daar kom uittrek. Hy het ons kom roep die hele tyd, hy het ons kom trek met baie dinge, sodat ons gehoor kan gee. Dat ons hart moet oopmaak,
en hierdie rus in ons lewe ontvang. Hierdie rus van sondeloosheid, want die Here Jesus Christus se las is lig en sy juk is sag. Want sy las is sondeloos. Sy juk is sondeloos. En dit is hoekom dit nie swaar op ons is nie. Dit is juis as ons dit aanneem, dan val daai swaar las van sonde en ongeregtigheid van ons af. Nou, ons moet dit die hele tyd voor oë hou, dat ons in hierdie rus moet bly. En hierdie Sabbats rus moet bly. Dit gaan nie meer oor 'n dag nie. Glad nie meer nie. Want as jy verstaan waaroor die vervulling gaan, dan is jou hart los en dit is vry. Want as jy hom aanneem, dan is dit vir ewig tot jy hemel toe gaan en daarna. Dit is forever, daai rus wat jy dan gaan hê. Amen. Want ons kan nou al daai rus in 'n mate ingaan. Al is hierdie wêreld tog al so vol onrus en vrese en benoudhede en sonde en ongeregtigheid en versoekinge en al hierdie dinge, kan ons al wel daai vrede in hom hê. Maar die ewige rus sal ons ingaan wanneer hy op die wolke kom. Dan is dit die ewige rus forever and ever and ever. Dit sal nooit weer anders wees nie, want dan sal daar nie meer trane, smarte, moeite, sonde, ongeregtigheid niks wees nie, want die sonde het die moeite gebring op hierdie aarde. Die sonde het gemaak dat hierdie aarde vervloek was, wat hierdie moeite en onrus en al hierdie dinge voortgebring het. So dit is so amazing om daarin te dink dat ons kan in daai rus lewe. Ons kan daarin ingaan en ons kan dit behou. En dit is so mooi wanneer ons struikel en val, is daar 'n voorspraak by die Vader. Deur die Here Jesus Christus wat vir ons kom versoening doen het van ons sonde. Dan mag jy deur die Here Jesus Christus met die Vader praat en jy mag jou sonde bely en die Vader vergewe jou deur die Here Jesus Christus se lewe wat hy kom gee het vir ons. Om ons los te kom, om ons vry te kry, om die duiwel te oorwin. En hy het vir ons daai die woord uit my mond uit, die allerheiligste kom oopmaak, om gedurig deur daar te kan ingaan. Is dit nie amazing nie? Dis nie dan net met een priester, wat daar moet ingaan, en die volk se sondes gaan vergewe nie. Die Here Jesus Christus het vir ons daai deur kom oopmaak, sodat ons kan ingaan. Amen. Ja, ons kan self ons sondoffer kom bring. Ons kan self vergifnis kom ontvang. Hy's vir ewig ons hoëpriester. Want hy het hom vir ewig, het hy hom geoffer. Ja, dis net so mooi om daaraan te dink. En Dawid was nie moeswillig gewees nie, dit was die enigste brood wat daar was om te eet. So, dit was, sy hart was reg voor God gewees. En dit is baie keer, mens kan so godsdienstig raak. En ek besef met die fariseërs en al die dinge, hulle was so vasgevang in die wet, want hulle was nog daai tyd onder die wet gewees, en dit is hoe hard die wet was. Daar was geen barmhartigheid in die wet gewees nie. Yes. Daar was geen deernis nie, daar was geen omgee gewees nie. Dit was reëls op reëls en gebod op gebod, en hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en dit is hoe hulle gelewe het. So dit het glad nie oor hulle medemens gegaan nie. Dit het oor hulle godsdienstigheid gegaan het. Toe ek nou weer dink aan die barmhartige Samaritaan. Die Lewiete en die priester het net verbygestap, want hulle met 'n mission gehad. En eintlik maak dit hier ook vir my so sin, dat hulle het net hierdie mission gehad van die Sabbat wat onderhou moes word met geen barmhartigheid nie. En die groot ding is, Jesus Christus mag geen sonde gedoen het nie. Hy mag nie eers 'n verkeerde gedagte gedink het. Want dan sou hy nie die duiwel kon oorwin het nie. Nou as hy die Sabbat verbreek het, volgens die Ou Testament, en dit was sonde, sou die Here Jesus Christus nie die duiwel kon oorwin het. Dis so. So, die Here het maar net die mense gedagte probeer terugkry na hom toe, om in daai rus te probeer inkom, om ten minste net vir 'n dag te kom dien. Maar die mens was afvallig, hy wou nie, hy was altyd besig met homself, en is dit nie tot vandag toe so nie. Maar nou het ons die ewige rus, nou het ons die Here Jesus Christus, wat ons kan aanneem, en die meeste neem hom nie aan nie, die meeste bly net godsdienstig. Die meeste mense bly net onder tradisie, en kom nooit werklik by daai hart uit wat oopmaak, sodat hulle die Here Jesus Christus kan aanneem nie. So, dit is eintlik
baie erg om daaraan te dink, nee. Daar's baie wat net godsdienstig is, wat kerk toe gaan, wat in tradisie vasgevang is. Wat voel hulle gaan hemel toe, wat hart geraak het, wat geen barmhartigheid het. So. Ja, en ekskuus. Nee, sorry, tog. Vers wat jy mee aangaan. Nee, en dit is so mooi wat hy sê, een wat groter is as die tempel is hier. Wow. Ja, die Here Jesus Christus is so amazing, groot, wonderbaar, kragtig, heerlik. En wanneer jy jou hart vir hom gee, word jy hierdie tempel, jy word hierdie gebou waarin die Gees van God is. En so lewe die Here Jesus Christus en die Vader in jou deur sy Gees. In hierdie tempel van jou. Dit is natuurlik jou innerlike, jou siel. Dit het niks met hierdie liggaam te doen nie. Ja, want dit is amazing wat die Here Jesus sê, hy's groter as die Sabbat, omdat hy die dag so verheerlik het. So as jy nie die Here Jesus Christus aanneem en in daai vervulling lewe nie, dan is jy vasgevang onder 'n fisiese wet, jy's onderworpe aan, dit is wat die woord sê, jy's eintlik onderworpe aan leringe van mense en duiwels, die eerste beginsels van die wêreld. Kolossense 2 praat so mooi daarvan. So Jesus is groter as die beperking wat hierdie wêreldse dinge op ons bring, die fisiese ding. En dit tref my nou nogal vanoggend om daaraan te dink. En ek meen, jy is die tempel, hy is baie groter as hy aardse tempel, want natuurlik, hy het met hulle gepraat oor, want hulle het hierdie fisiese dinge gesien as groot en heilig en al hierdie dinge. En Jesus sê, ek is groter as dit. Hoekom wil julle hier vasgevang bly? Kom uit hierdie beperking uit, kom uit hierdie gevangenis uit. Want ons lees ook in Galasiërs 4 dat hulle wat besig is met hierdie aardse Jerusalem, hierdie aardse tempel, is in gebondenheid en hulle gaan nie erf nie. So as ons hier in vasgevang bly en nie werklik waar in die genade en vergifnis en die rus van die Here Jesus Christus kom nie, is ons nie groter as hierdie wêreld nie. Ons is hierdie groter as hierdie aardse klippe en geboue hier op aarde nie. En ons hart moet groter as dit wees in die Here Jesus Christus, waar ons daar rus kan vind. Ja, en dit is so, ek bedoel, God lewe nie in tempels wat met hande gemaak is deur die mens. Hy bly nie in die kerk nie. Hy bly nie in die kerk nie. Geen kerkgebou is die huis van God nie. Jou hart, jou innerlike is die huis, dis die tempel waarin God woon deur die Gees. So as jy nie die Gees het nie, dan kan God nie in jou bly nie. So ja, dit is eintlik erg. So kom ons gaan aan. Hy sê, maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Want die seun van die mens is die Here ook van die Sabbat. So hulle was so onbarmhartig geweest. Daar was geen barmhartigheid in hulle geweest nie. Hulle het oor die mens omgegee nie. Hulle het oor hulle self en hulle godsdienst en hulle wet en al hierdie dinge het hulle omgegee. Hulle was daarin vasgevang. Hulle kon nie eers verstaan toe die Here Jesus Christus die Nuwe Testament aan ons kom bekend maak, die inhoud van die Nuwe Testament kom bekend maak. Dit wat hy by die Vader gesien en geleer en alles het kom bekend maak. Toe kon hulle nie eens dit verstaan nie, want hulle was so vasgevang in hulle godsdiens. En die Here Jesus Christus het gekom om ons los te maak van daai godsdiens, daai tradisies wat die woord van God kragteloos maak in ons lewe. En dit was nie net hulle wat vasgevang is nie. Ek kan vir julle sê, daar sit soveel mense vasgevang in tradisies wat sukkel om hulle harte los te kry van tradisie. Al het hulle die Here aangeneem, is dit as hulle vir hulle die hele tyd wil terugkeer na daai tradisie toe. Want die ander goed is vir hulle volksvreemd in hulle ore. En hulle maak nie die hart oop om die woord te verstaan wat vir ons nagelaat is. So dit is hoekom ons harte moet oopmaak die hele tyd. En wanneer jy jou hart begin oopmaak, dan verruim dit al hoe meer en meer en meer om te verstaan en om alles in die hande te kry wat jy in die hande kan kry. As ons net dink aan tale, hoe druk tradisie tale in ons lewe dood? Dit voel vir ons vreemd en dit is iets wat jy nie ken nie, dis iets wat jy nie kan verstaan nie, dis iets wat jy met God praat, maar omdat dit so doodgedruk is deur tradisie, sukkel ons om ons hart werklik oop te maak vir die Gees van die Here om te praat in ons lewe, die perfekte wil van hom. En wat 'n voorreg is dit. En nou kan mens verstaan, dit is hoekom die tradisies, die oorleweringe, die woord kragteloos maak.
Want 'n mens neem dit nie aan nie, jy wil dit nie hê nie, want jy stoot dit die hele tyd af deur daai tradisie wat so sterk is in jou lewe. Die Here wil ons losmaak, hy wil ons vrymaak, sodat ons kan uitsorteer, dit aanneem, toepas en lewe, want dit is die strome van lewende water. Dit is hoekom baie keer mense wat die Here aangeneem het, nog steeds so dood lyk, en so dood oorkom, want daar's geen lewe nie, hulle laat nie daai strome van lewende water in hulle lewe toe om nie uit te borrel nie, uit te breek hier uit die binneste nie. So, want die tradisie is baie keer net te sterk. Hy sê so in vers 9, en hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kon aankla? Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees, wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie meer werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. En dit is nou die lied wat Stanley so mooi geskryf het oor die skaap wat uitgeruk word, maar die mens is meer werd as die skaap. Dit is barmhartigheid. En dit tref my volgens, baie keer is die mens meer barmhartig met diere as met mense. Want die mens se siel moet gered word, die mens se siel moet verlos word. Hy moet hemel toe gaan. Die dier gaan net vrek en daar gaan hy lê en daar gaan hy vergaan. Maar die mens het 'n siel wat gered moet word. En ons moet barmhartig wees teenoor die mens. Nou is mens so barmhartig teenoor diere. En mens voel jy doen goed teenoor diere. Maar wat van die mens? Ja. En dis wat Jesus ook hier kom sê. Is die mens nie meer werd as die skaap nie? Want hulle sou eerder die skaap gaan red, maar hulle was so besig om hom te vervolg oor die mens waarmee hy barmhartig was. So. Dis sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander een. As jy net dink, 'n man wat sy hand verdor was, weet jy moes dit lyk, en tog het hulle nie barmhartigheid daarmee gehad nie. Hulle het nou eerder gefokus op die wet, op die Sabbat, as wat hulle besef het, hierdie man het hulp nodig. So. Daarop het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. En dit is al wat hulle wou doen die hele tyd. Dit is wat die wet doen. Dit bring vyandskap teen die gees. Die vlees is die hele tyd in vyandskap en oorlog teen die gees, die gebondenheid teen die ongebondenheid. En dit is wat ons tot nog vandag toe ervaar. Die wat in die vlees vasgevang is, in gebondenheid, is die hele tyd in oorlog met die wat geestelik wandel. Hy sê toe Jesus dit bemerk, het hy daarvandaan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle almal gesond gemaak. En hulle het 'n streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sal word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. En dit is nou so mooi dat dit word presies hier aangehaal deur Jesus, presies wat in Jesaja 42 vers 1 tot 5 staan. Gaan lees dit gerus. Ek gaan nou net hierdie gedeelte lees in Matteus, maar gaan lees dit gerus in Jesaja 42 vers 1 tot 5. Dit is presies so geprofeteer en die Here Jesus Christus het gekom. Dit was die profetiese woord oor die Here Jesus Christus. Hy sal nie twis of uitroep nie en niemand Ekskuus, waar is dit? Vers 18. Ekskuus. Kyk, my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. En hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Die Here Jesus Christus het gekom en hy die evangelie in erns kom bedien, sodat die mens kan vrykom en loskom. Hy het die inhoud van die Nuwe Testament aan ons kom bekend maak van die Gees. Maar hy het nooit gestaan en uitroep op die strate met mics en speakers en allerlei dinge en geskree en te kere gegaan nie. Hy was sagmoedig en hy was nederig en hy die evangelie en daai sagmoedigheid, vrede,
liefde verkondig. Die mens en natuur wil dit uitskree. Hoe partymal as op die mens op die dakkel wil staan en dit net uitskree vir almal, maar dit is jouself wat dit wil doen. Dis krag en dit is geweld, maar die Gees is sagmoedig en vredevol. En dit is wat ons ook moet wees. Ons moet die evangelie en daai liefde en vrede uitdraai aan elke individu. Elke individu. Ja, dit is so mooi. Hy sê verder hierso, dit het ons ook so mooi geleer met ons lied volgende Broerstreet. En 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg wat tot oorwinning uitbring. So die sondaar is in elk geval so geknak in hierdie wêreld. Die sonde knakke mens. Die sonde breek 'n mens. En wanneer 'n mens wat 'n sondaar is uitroep, gaan die Here Jesus Christus hom nie nog verder knak en verbreek nie. Hy gaan hom aanneem, sodat die Vader vir hom die wedergeboorte kan skenk, sodat hy die Gees van God kan ontvang en hierdie nuwe lewe kan lei. En as 'n kind van God terugval in hierdie wêreld en sonde en ongeregtigheid, knak daai persoon. En hy kom terug na die Here toe en hy kom vra vergifnis. Sal die Vader hom nie wegwys deur die Here Jesus Christus nie, hy sal hom vergewe, hy sal hom vrymaak, sodat daai riet kan regop staan. Hy sal hom nie verder verbreek. Dit is so mooi, dit is die hart van die Vader, deur die Here Jesus Christus. Is dit nie so mooi nie? Die Vader is so lief vir die mens. Hy wil hom red, hy wil hom verlos, hy wil hom vrymaak. As daai hart, daai gebrokenheid net voor hom kan kom, as 'n sondaar met daai gebroke hart voor hom kom, dan is die vergifnis onmiddellik daar. As 'n kind van die Here voor hom kom, is die vergifnis onmiddellik daar as jy bely en jou sonde kom uitsorteer. Dit is hoe groot God se genade is. Hy sal jou nooit wegwys nie, hy sal jou nooit wegjaag nie. Hy sal nooit vir jou sê jy is te groot sondaar, ek kan jou nie vergewe nie. Natuurlik gaan dit net oor die lastering van die Heilige Gees en ons sal nog daarby uitkom, maar as jy sonde doen, struikel, val, sal God jou nie wegwys nie. Sy genade is elke dag nuut om ons te vergewe en ons moet onsself net baie keer self vergewe, want die Vader vergewe ons. Maar ons vergewe onsself nie. Dis asof ons oor die Vader is wat ons vergewe, dan wil jy en jy weier om jouself te vergewe of selfs ander mense. So sit jy jouself in 'n geweldige gevangenis om nie ander te vergewe en jouself te vergewe nie, want die Vader vergewe. Hy spreek vry. Hy verwyder die sonde so ver as die ooste van die weste. Al was jy so rooi soos skarlaken, ek sal jou wit was soos sneeu, soos wol. Dit is die Vader, dis sy liefde, dis die offer wat die Here Jesus Christus gebring het vir ons. Om ons so los te maak en vry te maak en skoon te maak van sonde en ongeregtigheid, daai ou swaar las af te haal en daai las wat sondeloos is, sê. Ja. Vers 22, waar trek ons nou met die tyd? 21. Okay, dan gaan ons hierso. En op sy naam sal die heidene, het hulle nie gehoop op die Here Jesus Christus. En ons het gehoop op hom. En hy's daar vir almal, nie net vir die Jode nie, vir almal is hy daar om los te maak, om vry te maak, sodat ons hierdie nuwe lewe in hom kan hê. Ja, dit is so mooi. Ons gaan donderdag weer, gaan ons aangaan met vanaf vers 22. So ons gaan nou eers bietjie hier stop, môre en Dinsdag en Woensdag is dit weer Bybelstudie. So ons gaan weer lekker oorswaai na die Bybelstudie toe, 6:30 die aand, Afrikaans, Engels, en dan gaan ons donderdag en Vrydag gaan ons weer saam die woord lees. Ons is weer so bietjie in normaliteit. Prys die Here, jy moet 'n baie lekker dag hê, Koos, jy moet lekker verjaar as jy ingeskakel is, en ons is baie lief vir almal, en ons gaan hierdie laaste lied luister van, hy gaan nie skree nie, want ons het mos nou so lekker van dit gelees. Dan kan ons sien, Jesus het nie geskree op die strate nie, en ons moet ook nie skree nie, en ons moet hierdie kwaad van 'n man in ons harte koester, en krag en geweld, en al hierdie dinge nie, sagmoedigheid, vrede
in ons harte. Julle moet 'n lekker dag hê, lief vir almal. Bye. Hy sal nie skreeu nie, hy roep nie hard nie, nie sy stem op straat laat hoor. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lig sal hy nie blus. Met getrouheid bring hy geregtigheid vir ons. Hy is getrou, hy is getrou, sy lig skyn helder, nou en vir altyd. Hy is getrou, hy is getrou, die Here vestig reg op aarde vandag. Hy sal nie dof word, hy sal nie val nie, tot reg op aarde vas sal staan. Selfs die eilande wag en hoop op die waarheid van sy woord. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lig sal hy nie blus. Met getrouheid bring hy geregtigheid vir ons. Hy is getrou, hy is getrou, sy lig skyn helder, nou en vir altyd. Hy is getrou, hy is getrou, die Here vestig reg op aarde vandag. So sê God die Here alleen, skepper van hemel, aarde en see. Hy gee asem, hy gee gees, lewe vloei uit hom. Oë word oop, kettinge val af, gevangenes stap uit die nag, uit die duisternis na sy lig. Vryheid, vryheid in hom. Hy is getrou, hy is getrou, hy is getrou, hy is getrou, lig vir die nasies, hoop vir die wêreld. Hy is getrou, hy is getrou, hy is getrou, hy is getrou. Jesus bring lewe, hy maak ons vry. Die dowwe lig brand helder nou, die geknakte hart staan sterk in hom. Hy is getrou, hy is getrou.